Goeiemôre en hartlik welkom ook van my kant af hier by Endeo Familiekerk. Môre kerk. Is jy hier? Ook almal wat by ons inskakel van heinde en verre. Pofadder, Hermanus, Dalstroom. Lekker dat mense ook op YouTube kyk en beleef, wees deel van dit wat God doen hier by Endeo Kerk. Is jy opgewonde oor wat die Here doen? Kan jy hande klap en vir die Here lof gee? God, you're so good. Amen. Yes, church. Lekker. So, vanoggend die bruid. Is jy gereed? As 'n paar wat amen sê en yes sê. Ja. Yes. Is daar meer wat wil yes sê? Yes. Ons is reg. Maar wie van julle, ek wil jou 'n snaakse vraag vra. Wie van julle was al by 'n troue? Of eintlik so voor die trou, dan is daai dreaded fear. Dan mag net nie iets verkeerd loop nie. So wie van julle was al by 'n trou waar iets seriously verkeerd geloop het? Kan gou sê. Ek hoop nie, dis jou bruid wat nie opgedaag nie. Maar ek het al 'n paar troues beleef waar goed regtig 'n bietjie verkeerd gaan het. Die blomme meisie, daai klein meisietjies, dogtertjies, sy gaan sit in die gang en sy begin kliphard te huil. En sy sê, ek wil nie hulle moet trou nie. Het was verskriklik. Of die best man, toe dit kom by die ringe, toe is dit nie een van daai gimmick act moments nie. Hy raak nie blou nie, hy raak nie wit nie, hy raak groen, geel, pers. En hy sê, ek het regtig die ringe vergeet. Die probleem was, dis 100 km ver. So, dan het jy moeilikheid. Of ek laat nie bruide by my troues kniel nie. Ek pleit by hulle. Ek vra, gee vir ouma se kussentjie 'n ruskansie. Jy kan hom na jou kamer toe vat en julle kan daar bid saam op julle kussentjie. Nee, die bruid insist. Toe skeer haar rok. Het julle al sulke oomblikke beleef? Okay, so die feit is dit gebeur, maar nou wil ek 'n ander kant vir jou uitlig. Wie van julle was al by 'n troue waar die bruidegom daar voor staan en wag, die musiek speel, daar so lekker opgewondenheid, mense kan nie wag nie, dan sit so 5 minute, dan sit so 15, 30 minute later en die bruid kom net nie. En almal raak so ongemaklik en so kriebelrig. En uiteindelik besluit die bruidegom, hy gaan maar uitstap, hy gaan maar kyk, waar is sy bruid? En toe hy so by die deur uitstap, toe sy besig met 'n besigheidstransaksie. En sy skreeu op haar foon. En sy is woedend vir hierdie persoon wat die transaksie kanselleer. En sy vat haar wyl en sy gooi dit op die grond. En die bruidegom staan en sê, regtig? Ek wil met jou trou. Ek weet, dit is 'n bietjie ekstreem. Maar ek en jy is die bruid. Die kerk is die bruid, kan jy amen sê? En baie keer het ons so besig geraak met 'n klomp goede, dat die bruidegom eintlik sy arms so oop hou en vir ons die vraag vra, is jy gereed? Is jy reg? Ek lees vir jou uit Openbaring 21 vers 9 en 10, een van die 7 engele kom en sê vir my, kom, ek wil vir jou die bruid wys, die vrou met wie die lam gaan trou. En dan wil ek vandag vir jou sê, ons bruidegom Jesus kom terug. Die vraag is nie of hy gaan kom nie, die vraag is, die baie belangrike vraag is, die vraag in die afgelope maand in Suid-Afrika was, is jy gereed vir die dag wanneer Jesus kom? Dis die vraag. Dis die vraag wat jy met 'n 100% sekerheid in jou hart moet kan antwoord en sê, ek is reg vir wanneer Jesus kom. Ek is aangetrek en ek wag en ek is nie afgelei en onvoorbereid vir goede waarmee ek nie moet besig wees nie. Vandag praat ek oor ons as bruid wat gereed is vir die plek wat Jesus vir ons gaan voorberei het. Jy weet dat hy 'n plek vir jou gaan voorberei. Johannes 14 sê, dit so mooi in vers 2, hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug
En ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Kan jy amen of halleluja sê? Jesus het vir jou 'n plek voorberei. Ja, gee vir die Here 'n handeklap. Yes, amen. Nou as jy jou Bybel hier het, vat asseblief jou Bybel saam met my. Neem aantekeninge, maak seker hierdie 4 eienskappe is deel van jou wat die bruid van Christus is. Die bruid is gesuiwer. Jy is nie net vergewe nie. Efesiërs 5 is so 'n kragtige gedeelte waar Paulus skryf oor die bruid en die bruidegom. En dan praat hy met mans en praat met vrouens, maar terwyl hy in hierdie gedeelte praat met die man en die vrou, die bruidegom en die bruid, dan is hy eintlik besig om die hele tyd vir jou te sê, dit is hoe die bruidegom na jou en my kyk. Nou ek lees dit vir jou, volg dit gerus saam met my, dis ook vir jou op die bord. Daar is dit. Okay, it says, husbands, go all out in your love for your wives. Amen. Dis presies hoe Christus sy kerk liefhet. He went all out. Exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Christ's love makes the church whole. Ek wil jy moet iets sien hier. 'n Bruidegom maak sy huis gesond. Kan al die pa sê, yes. Sê yes. Die paas in 'n huis maak sy huis gesond. Christus wat die bruidegom is sê, I make the church whole. Jy moet dit sien, jy moet dit verstaan. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her. Dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. And that is how husbands ought to love their wives. They're really doing themselves a favor since they are really already one in marriage. Het jy dit raak gesien? Christus se doel was nie net om vir jou 'n plek voor te berei eendag waar jy in die hemel sal wees nie. Wat Christus vir jou voorberei het, was dat jy in heiligmaking sou leef, 'n gesuiwerde bruid vir die bruidegom. En as jy gesuiwer is, dan lyk jy anders. Dit is om onsself of om ons aan homself voor te stel as bring the best out of her, dressing her in dazzling white, radiant with holiness. Dit is hoe 'n gemeente moet lyk, 'n bruid moet lyk vir Christus. Daardie woord radiant sê skitterend, glansryk, glinsterend. Dis hoe jy moet lyk. Nou met ander woorde is dit man en vrou vir ons vanoggend as kerk van God. Man en vrou begin te wees die bruid van Christus. Baie van ons leef in vergifnis, maar ons leef nie in vryheid nie. Ons is dankbaar vir die kruis, maar ons wandel nie in die krag van sy opstanding nie. Ons praat oor die suiwerheid van die bruid. Ons is skoon, maar ons straal nie. Daar's nie 'n dazzling white wat uit ons uitstraal nie. Die gesuiwerde, die skoon bruid, verstaan dat vergifnis 'n eenmalige gebeurtenis is, maar dat heiligmaking 'n daaglikse proses is wat in jou lewe aan die gang gesit word en jy elke dag vir Jesus sê, meer van Jesus in my en minder van my. Minder van my, meer van Jesus. Jy al daai liedjie gesing, I want to be more like him. Om regtig te sê, Here, ek wil na u wees, na u beeld, na u gelykenis in alles wat ek doen. Dis wanneer die Heilige Gees jou kom was. Dis wanneer jy deur die woord van God regtig sien, Here, ek word 'n gesuiwerde bruid. Dis wat Christus van jou vra. Dit is hoe jy as bruid moet wees. Christine Kane, sy's 'n skrywer, sy sê, God isn't looking for a perfect bride. Kan ek net gou sien, wie's perfect hierso? So een ou wat sy hand opsteek. Dis die pastoor. That is preparing a purified one. And if you are purified, as die kaf uit jou lewe uitgewerk word, en is deur hy loutere goud
masjien van God, jy's deur die beproewinge, jy's deur die goede, dan dit wat aan die ander kant uitkom, dan is jy op 'n plek waar jy kan sien, God doen die werk, maar weet jy wat, ek en jy moet saamwerk. Geniet jy God se vergifnis? Was dit al wat jy geniet? Of streef jy ook na die regte suiwerheid, die goudgelouterde mens, die kind van God wat sê, ek is reg vir die bruidegom. 'n Bruidegom kom vir 'n stralende bruid, nie vir 'n vervrommelde bruid nie. En ek en jy moet daai gesuiwerde bruid wees vir Christus. Die bruid is ook verwagtingsvol. Met ander woorde, sy is nie aan die slaap nie. In Matteus 25 lees ons van die 10 maagde, 5 was reg, 5 was nie reg nie. 5 het nie genoeg olie gehad nie, 5 het genoeg olie gehad. En dan kom die bruidegom in die middel van die nag en dan kondig hulle aan, die bruidegom is hier. En dan kom die 5 maagde agter wat onverstandig was. Ek het nie genoeg olie in my lamp nie. En dan hardloop hulle en sê hulle, kan ons asseblief van hierdie olie kry? Sê hulle, ons het nie vir julle ook nie. Maar wat ek hier raak sien is, wanneer ek regtig 'n verwagtingsvolle bruid is, een wat elke dag leef met 'n verwagting, dan is dit die inwoning, die skepping van die Heilige Gees wat in my en deur my begin te werk. Kan ek 'n amen kry op dit? Jy word gedryf elke dag deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees van God wat sê, ek gaan jou leer en jou lei in alle waarheid. Iemand wat nie gevul is met daai Gees van God nie, volg net 'n klomp religieuse, kulturele Christendom reeltjies en goedjies, maar iemand wat regtig in 'n persoonlike, diep, blywende verbintenis met die Heilige Gees is, dit maak nie saak wanneer die bruidegom kom nie. Jy gaan sê, ek is gereed vir die koms van die Lam. That's who you are. 'n Verwagtingsvolle bruid leef in daardie spanning swakheid. Bewus van jou eie swakheid, maar heeltemal afhanklik van die Gees wat ons krag gee en ons versterk. Met ander woorde, jy raak nie in die slaap nie, jy is nie onvoorbereid nie, maar jy is vervul deur die Gees van God. Die verwagtingsvolle bruid is een wat ook kan sê, ek is verlief op die bruidegom. Jou vroukie jou al 'n druk gegee en dan sê jou, so kom vat en sy druk jou dan, ek wil dit nou vir julle mooi wees, 'n lig sy haar been so op. My vrou doen dit nou nog met my. Dan is dit so iets van jou vrou wat vir jou sê, you my one and only. Weet jy hoekom staan sy net op een been? As sy die ander been lig en val sy. Die bruid is nie verlief, die bruid is nie in 'n kontrak nie. Luister, 'n kontrak word net opgeskeer, gee my gou een van die papiertjies. 'n Kontrak is 'n baie dun dingetjie, jy vat 'n kontrak, hy lyk regtig net so groot, 'n kontrak word so opgeskeer, so, en hy word weggegooi. Asseblief, dis nie wat jou huwelik is nie, dis nie wat jou verbintenis met Christus is nie. My verbintenis met Christus is hierdie liefdesvolle verhouding waarin ek ingevleg is, waarin ek ingeweef is met hom, waar ek elke oggend wakker word en ek kan nie wag om vir Christus te sê, ek is nog steeds op u verlief. Matteus 7 vers 23 sê Jesus, ek gaan vir baie mense sal sê, Lord, Lord, but he would reply and say, I never knew you. Ek dink, dit moet 'n verskriklike oomblik wees. As jy dink, jy was besig met God se dinge, en God kyk jou in jou oë en hy sê vir jou, gaan weg van my af, ek ken jou nie. En ek praat vanoggend met Endeavour Familiekerk en ek vra vir jou vanoggend dat jy 'n bruid sal wees wat sê, ek is verlief op Jesus. Is jy saam met my? Ons beweeg van 'n plek weg van verpligting na 'n plek van my reaksie op die liefde van Christus. Wanneer ons of sodra ons Christus beleef in die totaliteit van hom begin te verstaan, Craig Rochelle sê dit so mooi, hy sê, our beliefs determine our behavior.
My gedragspatroon verander. Ek dink anders, ek praat anders. Ek is gehoorsaam omdat ek wil. Ek aanbid hom omdat ek wil. Alles verander. In my gees, in my hele lewe is daar 'n omwenteling want ek sê ek is verlief op die bruidegom. Dis een van die kwaliteitseienskappe. Maar die bruid is ook 'n vegter. En ons wil nie graag na 'n bruid kyk as 'n vegter nie. Maar ons is definitief nie 'n muurblommetjie aan die muur of 'n muurbehangsel of net so 'n blommetjie wat hang nie. Die bruid kyk God na jou en my deur Jesus Christus en hy sê ons is ook sy vegter. Hy sê in Openbaring 19 vers 7. Hy sê laat ons vrolik fees vier, laat ons uitbundig van vreugde oorloop. Laat ons vir almal vertel hoe groot en hoe belangrik God is. Ons het goeie rede. Die troudag van die lam is hier. Sy bruid het haar pragtig reggemaak. Maar wat gebeur net 'n paar verse later? Hy sê, toe ek weer sien, vou die hemele voor my oop. In die hemel was daar 'n wit perd met 'n ruiter. En die ruiter is die een wat jy nooit in die steek laat nie. Hy is opreg en eg in alles wat hy doen. En hy sê, sy oordeel is ook altyd reg. En wanneer hy oorlog maak, is dit nie onregverdig nie. Die soldate van die hemel het op wit perde agter die ruiter aangery. Hulle het nie oorlogsklere aangehad nie. Hulle het feesklere aangehad. Die klere was van die mooiste fyn wit materiaal gemaak. Die ou vertaling praat van met wit en rein fyn linne. Wie is daar die leer? Wie is daar die soldate? Dis die bruid. Dis ek en jy. Dis ons wat besig is om saam met Christus op die perd te ry en hom te volg. Ons is nie 'n passiewe bruid wat in 'n kamer sit en wag nie. Ons is 'n bruid wat veg. Wat ons koning in die stryd volg, geklee in heerlikheid. 'n Bruid verstaan haar bestemming. Ons wag nie om deur die wêreld gered te word of van hierdie wêreld gered te word nie. Ons word voorberei om saam met Christus oor die wêreld te regeer. Ons paraatheid is nie net vir 'n seremonie nie, dit is vir 'n veldtog. Luister gou wat sê Bill Johnson. Hy sê the church, Bill Johnson says, the church is not waiting for a move of God. We are the move of God. Kan jy amen sê op dit? Glo dit, staan asseblief saam met my kerk. Hoor gou, wie is die bruid van Christus? The church. Die kerk wag nie vir 'n beweging van God nie. Ons is die beweging van God. Ons is die agente van sy koninkryk op hierdie oomblik. Kan jou hand so waai as jy dit is? Kan jy hande klap dalk vir die Here en sê ek is dit? Dis 'n bruid wat veg. Ons veg teen die duisternis. Natuurlik gaan daar spanning kom wanneer jy instap en daar's 'n paar onregverdiges. Natuurlik gaan die onregverdige teen jou staan. Natuurlik gaan daar oomblikke en kere en tye en plekke wees waar as jy jou lig laat skyn en jy loop in met jou fyn wit klere, dat jy besig is om duisternis te konfronteer en die vyand hou nie daarvan nie. Maar jy is die bruid van Christus. Die bruid van Christus veg. Ons staan vir geregtigheid. Het is great om te sien wat Charlie Kirk gedoen het, maar ek bid die Here dat daar meer mense sal wees wat sê, ek gaan opstaan net om 'n stand vir Jesus te maak. Want die kerk kan saam met Jesus in geregtigheid staan. Ons verkondig die evangelie. Ons is lief vir die wat seer gekry het. Ons is getrou in die wag. Die bruidegom kom nie terug vir 'n skugter muurblommetjie nie. Hy kom terug vir 'n oorwinnende, vegtende een wat getrou is aan sy missie en wat sê, ek is die bruid van Christus. Come on kerk, gee die Here 'n lofoffer, because that's who we are. That's who we are. Ek vra jou vanoggend, sal jy 'n bruid vind wat gesuiwer is, stralend, gewas deur sy woord? Is dit waarvoor die bruidegom terugkom? Is dit wie jy en ek is? Gaan hy 'n bruid vind wat verwagtingsvol is? Wat olie het, wat gevul is met die Gees, wat waak en wat bid? Is dit wie ons is as kerk? Kan jy amen sê as jy so iemand is, of as jy net kan waai en sê, I am that, dis wie ek is. Ek is daai kind van God. Is dit 'n bruid wat staan en sê vanoggend,
Hy gaan 'n bruid vind wat nog verlief is. Wat nie uitgegee is aan 'n wettiese kontrak nie, maar wat net by 'n plek is wat sê, ek is uitverkoop aan die bruidegom. Gaan hy 'n bruid vind wat 'n vegter is, wat getrou is aan sy missie en sy sê ek is gereed om saam met hom in die ewigheid in te ry. Kan jou hande saam my net so lig asseblief sê, Lord, as ek dit nie vanoggend is nie, maak my een. Maak my 'n bruid wat net sal reg wees. Dit gaan nie daaroor om sy liefde vanoggend te verdien die kerk. Dit gaan nie daaroor om voor te berei vir sy terugkoms nie. Dit gaan daaroor om vandag te lewe met die ewigheid in gedagte. Jy kan jou sitplek neem asseblief. Die bruid van Christus moet gereed wees. Die bruid van Christus moet gereed wees. Die bruid van Christus moet gereed wees.